weens net een oorwinning, oor een man wat opgestaan het en sê, ek gaan nie hier in my gat bly sit nie. Hy gaan opstaan en iets doen, maar ek gaan die Here vertrou. Ek het laasweek gepraat oor oorwinnaars en ek wil vanoggend aangaan oor oorwinnaars, want dit is net nodig dat ek en jy weer op daai plek kom wat ons in 'n mentaliteit sal lewe van oorwinnaars. 'n Week voor het ek gepraat oor, dit was Moedersdag, maar voor het ons gepraat oor drome, om weer te droom, om weer 'n mikpunt te hê. En dis die motivering tot oorwinning, om by iets uit te kom, om te streef na iets, want as ek sê ek het gewen, beteken dit ek het iets behaal, ek het 'n wenpaal behaal, ek het 'n mikpunt behaal, dis waar wen gaan. En ons het gelees laasweek in Openbaring van wat se voordele, wat se belonings daar is vir die wat wen. En die wat gewen het, is die wat werklik tot bekering gekom het. Die wat gewen het, is die wat die vleesmens afgesterf het. Galasiërs kom Paulus en hy leer ons in Galasiërs hoofstuk 5 om te wandel deur die Gees. Want daar's 'n gevaar, daar's 'n stryd in ons binneste, dis die stryd tussen die vlees en die Gees. Dis 'n daaglikse stryd wat aan die gang is in jou binneste. Dis 'n stryd tussen die twee eintlik amper persoonlikhede wat in ons is, en dis die vleesmens en die geesmens. Die vleesmens is die mens waarmee ons funksioneer en geleef het, wat afhanklik is van die sintuie, wat funksioneer in die sintuie, want ons word geprikkel deur ons sintuie, en daai prikkeling prikkel weer gedagtes, en dit wek gedagtes op. Dis hoe die vleesmens werk. Maar die geesmens is 'n innerlike stem wat met jou praat, in 'n koneksie wat opgestaan het met wedergeboorte. Onthou toe Adam en Eva gesondig het, God het vir hulle gesê, julle gaan sterwe as julle van die vrug eet. En hulle het gesterwe nie in die vleesdimensie nie, hulle het nie gesterwe in die sielsdimensie nie, want hulle kon nog besluite maak. Jou sielsdimensie is jou wil, jou intellek, jou emosies, dis die sielsdimensie. Maar die vleesdimensie is die dimensie waarin jy woon, en die vlees wat op 'n sekere manier funksioneer, en sy hoofmanier is deur die 5 sintuie, of weet hulle sê, daar's meer sintuie, weet vrouens het blykbaar baie meer sintuie. So, maar die realiteit is, die geesmens het dormant geraak, het gesterf met die sondeval. En dis hoekom mense sê, in Johannes sê hy, uit niemand kan die koninkryk van God beerwe as hy nie weergebore word nie. Wedergeboorte is die herskepping, daai woord is dieselfde woord wat gebruik word vir iets wat herskep word, is die herskepping van die geesmens. En wanneer ek en jy Jesus Christus aanneem, want wedergeboorte kom deur die woord en die Gees. Hy sê almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, Johannes 1 vers 12 en vers 13, wat nie uit die vlees of uit die wil van die mens gebore is nie, maar uit God gebore is. Wanneer gebeur dit? Dis wanneer ek die kombinasie wat die saad van die woord en die saad van die Gees bymekaar kom, en daar 'n skepende wonderwerk plaasvind, want dis hoe God skep. God stuur sy woord met sy Gees, en die koneksie van die woord en die Gees het skepende vermoë, en net so toe jy die woord aanvaar, want Jesus is die woord wat lewend geword het. En onder ons kom woon het, Johannes 1 vers 14. Toe die kombinasie van die woord en die Gees, die saad, die twee mekaar bevrug, toe skep hy iets nuuts, en dis die geesmens. Dis wat ons noem wedergeboorte. 'n tweede geboorte. En dis wat plaasgevind het in jou binneste met die kombinasie van die woord en die Gees, en ek en jy met daardie skepende wonderwerk met ons, ek wil hier Engelse woord gebruik, ons moet dit embrace, ons moet verstaan wat binne ons ontstaan het, maar die realiteit is, toe hierdie geesmens gebore is die eerste oomblik wat daai geesmens gebore is, wat ek en jy gewederbaar is, toe ons die woord aanvaar wat Jesus is, en die Heilige Gees deelagtig geraak het, en daai kombinasie iets niets, en daai jy toe jy tot bekering gekom het, en daai jy toe die Here aangeneem het, en dat's net asof iets in jou binneste wat onbeskryflik is gebeur het. Jy begin die Bybel op 'n ander manier sien as jy hom lees, jy begin na mense anders te kyk, want daar's iets wat in jou binneste gebeur het, wat 'n bonatuurlike werk van God is, wat in jou binneste gebeur het met wedergeboorte. Maar die realiteit is, daai oomblik het daar ook 'n stryd ontstaan. En dis die stryd tussen die vlees en die Gees. En dis die stryd wat ek en jy moet oorwin.
En dis die stryd wat die grootste uitdaging is vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit, beloof ek jou, jou grootste stryd is nie teen die duiwel nie. Die duiwel kom wel deur die vleesmens, want sy verleiding kom deur die vlees, maar ek weet nie of julle kan onthou nie, maar daar was 'n verhaal van ons koning wat eers gesterf het aan die kruis en doodryk toe gegaan het, maar weer opgestaan het. Onthou julle die verhaal? En toe hy opgestaan het, toe sê hy, wat het gebeur? Hy het die vyand uitgeklee en oor hom getriomfeer. Moet ons nog Satan wen? Okay. Hoekom fight ons hom? Ek dink die duiwel kry so lekker as ons hom al die skuld gee vir alles. Ja, hy is die verleidster en hy kom en hy is gewoonlik die vark in die verhaal wat die verleiding gekom het, maar die verleiding kom deur die vlees. So wie moet oorwin word? Die verleidster gaan daar wees tot Jesus se wederkoms, want dan gaan in die poel van vuur gewerp word. Maar hier is die oorwinning. Is die oorwinning teen die eie ek. Daai is die moeilikste ouetjie om te wen. Galasiërs 2 vers 20 maak Paulus hierdie stelling in die kerk in Galasiërs, en dis juis met die hele lering oor die geesteswandeling in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Hoekom? Maar Christus leef in my. Fenominale skrif. 'n Fenominale stelling. Ek dink dis die pinnacle van ons geloof. Is om op baie plek te kom wat jy kan verklaar ek leef nie meer nie. Beteken dat Paulus is dood, is hy nie meer in die vlees hierso nie? Nee. Dit beteken hy het op 'n plek gekom in sy lewe waar Jesus die oorhand het en werklik regeer. En nou wens ek om daarby uit te kom. Want jy sien, die ek is ouetjie wat ons in die moeilikheid bring. Die Psalm 23 is die Psalm wat ons almal so van kinderjare af het ons die Psalm geleer ken en ons het hom uit ons koppe uit ken en dis 'n fenominale Psalm om wel te ken en uit te leef, en hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar dan kom hy so, ek dink dit is in vers 3 en dan kom daai woordjie die eerste keer voor. Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Wie se beheer? Want solank as wat hy lei, is daar groen weivelde. Solank as wat hy lei, is daar waters wat rus waar rus is. Maar toe die ek inkom, toe beland ons waar? In die dal van doodskaduwee. En nog steeds is sy genade vir ons genoeg. Sy stok en sy staf, die vertroos ons en bring ons weer terug. Wat doen 'n stok en 'n staf? Weet, stok is bietjie wat tigtig en 'n staf is daai ding wat jy so hak en sê, weet jy wat, jy's nou in hierdie dal, kom ek gaan help jou bietjie hier uit. Ons het Vrydagoggend bietjie gepraat, die manne, waar is die res van die manne? Vrydagoggende is soos kerk, is net vir manne. Moenie mis nie, ons het Vrydagoggend juist gepraat oor hierdie konsep van die tigtiging van die Here, okay, wat ons dit moet aanvaar, want dit is die bewys van kindskap. Hy sê, as jy nie die tigtiging aanvaar nie, is jy nie 'n ware kind nie. Nou, moet ek nou nie so toe gaan met daai preek nie. Hier is die realiteit, kerk, hier is ons stryd, hier is ons uitdaging, hier is 'n stryd wat ons kan en moet oorwin, om die volheid te beleef wat Christus vir my en jou instoor het. Want die dinamika van Christus het in ons kom woon, maar die dinamika van Christus word beperk deur die eie ek.
En ek wil vanoggend vir jou help met 'n resep, 'n wenresep, om in hierdie oorwinning te wandel en te lewe, sodat ons meer en meer kan wen in hierdie stryd van die vlees. Van die vlees het sy eie ideale, hy het sy eie drome, maar die geesmens is in direkte verbinding met God, want God is gees en gees kommunikeer met gees. En daar's in die geesmens drome en ideale en begeertes wat God vir jou kom plaas, want in die hele woord leer ons om daai stryd te voer. Wat sê die woord? Hy is soos 'n tweesnydende swaard. Die Bybel is soos 'n tweesnydende swaard, en hy sny en hy bring skeiding tussen wat? Tussen vlees en gees. En dis een van die grootste uitdagings, is om heeltyd te onderskei, is ek nou in die vlees of is ek in die gees? Want die stryd voer ons nie in die vlees nie, want die oorwinning is nie in die vlees nie. Jou oorwinning lê in die geesdimensie, maar jy moet kan onderskei wanneer is dit vleesdimensie, wanneer is dit geesdimensie, wanneer is ek besig om in die vlees op te tree, of wanneer is ek besig om in die gees op te tree. Dis een van die uitdagings om daai onderskeid te kan tref. En weet jy wat help met daarmee? Die woord van God. Hier's die swaard. Hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer help die swaard om my om te onderskei, om te sê, hierdie is vleesmens, hierdie is geesmens, hierdie optrede is nie in lyn met die woord nie, hierdie optrede wat jy nou gedoen het, hierdie woorde wat jy nou geuit het, was uit die vlees uit. En soms dink ons, dit klink baie goed en dit klink baie geestelik, maar weet jy, dit kan geestelik klink, maar uit die vlees uitkom. En ons moet daai onderskeid tref, want ons wil op daai plek kom wat Paulus is en sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. So wanneer ek in die vleesdimensie is, moet ek weet, daar's genade, want Jesus het hom vir my in die kruis gegee, homself vir ons gegee aan die kruis, sodat ons die vleesmens kan oorwin. Sodat daar genade kan wees vir die vleesmens, wanneer hy selfs optree en manifesteer, want ons tree op, wanneer die vleesmens optree, dan is dit gewoonlik nie goeie resultate nie. Want as die eie wil, die eie emosies, maar daar is ook geestelike emosies. Hang af aan wie jou emosies onderwerp. So ek wil jou vat na 'n verhaal toe, en ons gaan 'n bietjie 'n verhaal lees wat net 'n lekker storie is. Ek dink hulle moet 'n lekker flietjie van maak. En dit is een van die jong manne wat sy lewens nogal indrukwekkend is, en eintlik so uitverloor het op die lewe, en eintlik onregverdigheid verloor het op die lewe in wie hy is, want hy het nie droog gemaak nie. En hier is die ding van die lewe, is dat ons soveel keer ly onder ander mense se keuses. Sy pa het droog gemaak. En omdat sy pa droog gemaak het, het hy eintlik groot uitgemis. En dis die jong man met die naam van Jonathan. Jonathan was Dawid se boesemvriend geweest, ons weet dit. En as jy nou dink aan, wie is gewoonlik die een wat die troon opneem as die pa sterf, is die oudste seun. Jonathan moes die volgende koning eintlik geword het, nou hoe dit moes werk. Maar omdat sy pa droog gemaak het, want Saul was nie 'n baie wyse man nie. As jy die Saul se lewe gaan lees, hy is 'n goeie voorbeeld om nie 'n leier te wees nie. Okay, as jy nou wil leer om nie 'n leier te wees nie, gaan kyk na Saul, want hy het net hierdie onwyse, impulsiewe optredes gehad. In hierdie verhaal wat ons vanoggend lees, ek gaan nou nie daarby uitkom nie, op 'n stadium sê hy ook vir sy manskap, en nou is hulle in oorlog. Nou sê hy, niemand mag iets eet nie. Hallo, Saul. So Jonathan op 'n stadium sê, hoe stupid kan my pa wees? Hy het nou nie so gesê nie, maar ek dink in sy woorde sal dit eintlik so gesê. Want hy het toe heuning geëet en toe begin sy oë ophelder. Toe sê hy, maar hoe kan ons die veg sonder krag? Ons het voedsel nodig. Dis nie goed om te vas terwyl jy in 'n gestryd is nie. Vas voor die tyd eerder asseblief. Okay, want jy het krag nodig in die stryd. Dis net hierdie onwyse Saul, en Jonathan het net gelei eintlik onder Saul se onwysheid, maar Jonathan het net hierdie manier gehad, ons praat Engels van 'n boldness. Hy was net hy het net hierdie hoed aan hom gehad, wat hy net nie teruggestaan het vir enigiets nie. En jy sien hierdie verhaal is 'n inspirasie van hoe hy gewen het, en omdat hy 'n wenresep gehad het, het nie net hy gewen nie, maar die hele volk gewen. So die agtergrond van hierdie storie is, in Saul het hy nou natuurlik weer gesondig, en omdat as jy sondig, dan kry die vyand gewoonlik die oorhand, want daar is altyd resultate van sonde, en Saul het gesondig, en dit was so erg geweest, dat hulle het weggekruip in gate en spilonke, in plekke weggekruip. Saul en sy manskappe, hy en 600 van sy manskappe plus, dit was so erg op hierdie stadium, dat die onbesnedenis,
Ek dink ek kan probeer onthou wat die volk se naam is, maar hulle het so dit reg gekry dat daar geen wapensmid meer tussen die volk was, tussen Israel was nie. Slegs Saul en Jonathan het swaarde gehad. Nie een van die soldate het 'n swaard in land gehad nie. Nou hoe voer jy oorlog sonder 'n swaard? En ek dink dit is presies wat die vyand wil kom doen. Hy wil jou swaard kom steel, hy wil die woord uit jou hart kom steel. En wat doen jy sonder wapens? Jy gaan niks anders doen as wegkruip nie. En hulle het weggekruip, maar Jonathan het na hierdie storie gekyk en sê, nee, julle kan bly wegkruip, maar ek gaan dit nie doen nie. So kom ons lees die verhaal van Jonathan, julle kan dit volg op die bord. In 1 Samuel 14, en ek lees vers 1 eerste, hy sê, en op 'n dag het Jonathan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê. Nou, ek dink kom ons sit onsself vir hierdie storie, sit jouself in die skoene van die dienaar. En jy beleef nou Jonathan, jy is nou sy dienaar, sy wapendraer. Okay, niemand anders het wapens nie. Ek dink dit is 'n veilige plek om te wees, om by die ou te wees wat ten minste 'n wapen het. So hy het daar 'n bietjie veilig daar gevoel. Maar sien die prentjie, sien die film voor jou afspeel. Hy sê Jonathan is die seun van Saul het 'n dienaar wat sy wapens dra gesê, kom ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne wat daar oorkant is. Okay, so in die eerste plek, ons is besig om weg te kruip. Hulle het die oorhand. Hulle intimideer ons. Ons kan niks doen nie, ons kan nie beweeg nie. Hulle het ons verower. Ons moet wegkruip. En sy pa en sy manskappe het weggekruip. En hier sê hy vir sy wapendraer, kom ons gaan bietjie daar na die vyand toe. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sal sê broekstandstoelbaas is nie bang nie, want hier gaan ons na die vyand toe. En dis net jy wat 'n wapen het. Maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. Is dalk 'n groot sleutel vir wanneer jy in geloof begin wandel en die Here begin vertrou. Pas op met wie jy dit deel. Want mense is vinnig geneig om ons geloof te demp. Jy is onrealisties. Kan nie werk nie. Jy gesien hoeveel is hulle, kan jy nie tel nie. Hy sê, Saul het gesit op die grens van Gibea onder die genaadboom, wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. So hulle het daar gesit, eintlik weggekruip, geïntimideer deur die vyand, maar hierdie Jonathan het gesê vir sy wapendraer, kom, bring jy goed, kom ons gaan. En hier gaan hulle, en hier vanaf vers 6 wil ek verder lees, en Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra, gesê, kom ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie. God tel nie. Toe sê die wapendraer vir hom, doen alles wat in die hart is, maak soos u wil. Hier is ek by u, volgens die wens van die hart. Hy is toch al 'n brawe wapendraer hierdie, ne? Jonathan sê vir my, ek weet, daar's 'n hele wagpos, so kom ons gaan oor na hulle toe, en ons gaan nou lees, dit was omtrent 20 manne, wat almal gewapen is, en net Jonathan is gewapen alleen. Maar kom ons gaan nou oor na hulle toe. Dalk sal die Here in ons hand gee. Dalk nie, ons weet nie. Daarop sê Jonathan, kyk, ons sal na die manne toe oorgaan, en ons aan hulle vertoon. As hulle vir ons sê, staan stil, totdat ons by julle kom, dan moet ons op ons plek bly staan en nie na hulle opklim nie. Maar as hulle so sê, kom op na ons toe, dan klim ons op, want dan het die Here hulle in ons hand gegee, en dit sal vir ons die teken wees. Nou as ek die wapendraer was, sou ek nou gebid het en sê, ag Here, mag hulle sê, bly julle staan waar julle is. Want ons weet nie, ons kan nie presies sien hoeveel hulle is nie. Ons het net een ou wat 'n wapen het. Ag Here, hierdie Jonathan het sy kop verloor. Dink hierdie oorlog ding het hom in 'n paniek gesit en hy dink nie realisties nie. Here, wees ons genadig. Praat net met Jonathan, Here. Hy sê toe hulle aan die wagpos van die Filistyne vertoon, sê die Filistyne, kyk, daar kom Hebreërs uit die gate uit waar hulle weggekruip het. En die manne van die wagpos het Jonathan en sy wapendraer aangespreek en gesê, hier kom dit. Ek dink hierdie wapendraer het gesê, okay, wat gaan die reaksie wees? Wat gaan hy sê? Klim op na ons toe. Moes julle nou dit sê? En die kom nou moeilikheid. Klim op, kom.
Julle bangbroeke wat daar in julle gate wegkruip. Kom, lekker arrogant hierdie vyand, né? Jonathan het op sy klim op agter hom, daarop sê Jonathan aan sy wapendraer, klim op agter my aan, want die Here het hulle in die hand van Israel gegee. En Jonathan het op sy hande en sy voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan, en hulle het voor Jonathan geval, terwyl hy sy wapendraer agter hom hulle van kant maak. Hierdie eerste slag waarin Jonathan en sy wapendraer ongeveer 20 man verslaan het plaasgevind omtrent op die helfte van 'n aanvoersel van 'n stuk land. Toe kom daar 'n skrik in die laar, in die veld en onder al die manskappe. Die wagpos en die roofkommando. Hulle het ook geskrik, ja, die land het gebewe, sodat dit 'n skrik van God geword het. Een man wat opstaan en iets doen, bring 'n hele land in bewing. Een man wat 'n oorwinning behaal, en terwyl van tyd gaan lees die storie, asseblief gaan lees die stories by die huis, het hulle gewen en het hulle die oorhand gekry oor die Filistyne en klomp ander ouens wat saam met hulle gesmee het. Op 'n stadium was daar so verwarring dat die volke wat saamgesmeld het om teen Israel te veg, het teen mekaar begin veg. Weens net een oorwinning oor een man wat opgestaan het en sê, ek gaan nie hier in my gat bly sit nie. Hy gaan opstaan en iets doen, maar gaan die Here vertrou. Eventueel het een van die volke toe teen die ander volk gedraai en saam met Israel geveg teen die Filistyne. Maar was dit nie vir Jonathan wat die waagmoed gehad het om te sê, maar ek gaan iets doen en ons moet iewers 'n oorwinning begin behaal nie, sou hulle nog steeds vandag dalk in hulle gate weggekruip het. En die vraag is, waar is ek en jy? Is ons in 'n plek waar ons geïntimideer is? Is ons in 'n plek waar ons dalk wegkruip vir die omstandighede? Is ons in 'n plek wat ons geïsoleer is en die vyand ons so kom intimideer het dat ons verlies maar aanvaar het? Dis nou maar my lot. Dis nou maar waar ek is. Ek het dalk alles verloor. Dis maar my siekte toestand. Kom ek maak maar vrede mee. Of jy sê Jonathan, nee, ek gaan nie vrede maak. Ek gaan nie die omstandighede net aanvaar vir wat dit is nie. My God is groter as die omstandighede. My God verstaan wat dit is om te wen. En ek gaan hom vertrou vir my oorwinning, vir my deurbraak. So ek wil vanoggend die woord wen gebruik, om net vir jou 'n resep deur te gee, van hoe gaan ek en jy wen in hierdie lewe? Hoe wen ons die omstandighede? Hoe wen ons 'n vyand wat ons probeer intimideer met sy leuns? Hoe wen ons 'n vyand wat die woord, die swaard uit ons hande wil uitkom steel? Hoe wen ek en jy? Wat is die resep? Wat is dit wat ons nodig het? So ek wil begin met die W, die eerste letter van die woord wen. Die W staan eerstens vir waagmoed. Daar's 'n gesegde wat sê wie nie waag nie, gaan nie wen nie. Dit kos waagmoed. Waagmoed beteken ek staan uit my gemaksone uit. Ek staan op uit die plek wat ek myself bevind en ek aanvaar dit nie meer uit wat dit is nie. Ek gaan iets doen hieromtrent. Waagmoed beteken ek gaan iets doen wat bo my vermoë is. Dis wat dit beteken om te waag. As jy iets doen wat nog binne in jou vermoë is, as jy iets aanpak wat jy weet jy kan doen, ekskuus om jou babbel te bars, maar dis nie waagmoed nie. Waagmoed is om te waag, om te sê ek gaan probeer bo my vermoë uitstyg. Een man met 'n wapendraer wat 20 manne aanvat met wapens. Waagmoed, wie nie waag nie, gaan nie wen nie. Wat geef my waagmoed? Tweede woord wat by die W inkom is wete. Wat weet Jonathan? Wat weet jy? Nou ons ken almal die baie populêre gesegde, hulle weet nie wat ons weet nie. Soms wonder ek of die ouens wat dit sê regtig weet. Hulle weet nie wat ons weet nie. Wat weet jy vanoggend? Want wat jy weet gaan bepaal hoeveel waagmoed jy het.
Wat weet Jonathan? Hy weet wie sy God is. Dan is die volgende woord, wie. Waagmoed is om te weet wie. Jou waagmoed gaan aangevuur word, dat jy weet, wat moet jy weet? Jy moet weet wie aan jou kant is. Wie is vir jou, en wie is teen jou? Weet jy dat jou vyand reeds verslaan is? Weet jy dat die oorwinning reeds geskryf is? Weet jy dat die telling al reeds aan die bord is? Weet jy wie aan jou kant is? Ja, maar ek verdien dit nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie belangrik genoeg nie. En daar's hierdie klomp leuns, wat ons in 'n plek kom, wat ons nie daai sekerheid het, en nie waagmoed het nie, want ons twyfel in onsself, en ons twyfel in wie se kant ons is, ons twyfel in wat se span ons is, en dan wil ons nie opstaan nie, ons wil nie waag nie, want ons is te bang om te verloor. Die ou wat waag is die ou wat nie bang is vir verloor nie. Maar hy weet as ek probeer, gaan ek ten minste sien of ek daar kan wen. Jonathan het probeer. As hy nie gaan probeer het nie en gaan waag het nie, sou hy nooit die oorwinning gesmaak het nie. En dis tyd dat ek en jy weer waagmoed sal kry, want geloof is waagmoed. Jy kan nie verwag om in geloof te funksioneer en God te behaag deur geloof as jy nie bereid is om te waag nie, om te sê, Here, ek weet hierdie is nie binne my vermoë nie, my besigheid is dalk nie binne my vermoë wat ek droom nie, maar ek weet as U met my is, as U saam met my is, gaan ons dit bereik, dit wat groter is as wat ons kan dink, want God is groter. In jou finansies, in elke aspek van jou lewe moet jy bereid wees om te waag met die wete wie saam met jou die pad stap. Dit was Moses wat gesê het, Here, as U nie saam met ons stap nie, wil ek nie 'n tree verder gee nie. En dis die realiteit van ons lewe. Dis geloof. Dawid skryf dit in die Psalms, hy sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Praat van waagmoed. Staan voor 'n reus wat die slagordes van God uitdaag en almal bang, sidder en bewe en sê, "Wow, weet jy, niemand kan teen hierdie ou veg nie," maar dan kom 'n jong mannetjie met waagmoed want hy het geweet wie aan sy kant is. Hy het ook geweet wie sy vyand is. Onbesnede, dis wat Jonathan ook gebruik hier. Onbesnede beteken jy behoort nie aan God nie. God is nie aan jou kant nie. Jy het nie 'n verbond met God nie. Dis die verklaring wat hy maak. Hy het geweet wie sy vyand is. Sy vyand het nie God aan sy kant gehad nie. Baie keer as hulle bid vir die rugby of vir die sport voor die tyd, dan wil hulle, Here, help ons om te wen. En dink ek as die ander span ook gelowig is, wat vra, help ons om te wen, vir wie gaan die Here luister? Okay, bid net vir veiligheid en laat ons nie beserings kry nie. Weet wie gaan wen nie wat sy geloof die sterkste is, maar jy moet weet wie jou vyand is. Jy moet jou vyand in jouself herinner wie jou vyand is. Hy is oorwin. Hy is uitgeklee. Al die mag. Al die mag. Sê saam met my, al die mag. In die hemel en op aarde is aan Jesus gegee. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus aan jou kant is? Wel, kom ek sê dit reg, glo jy dat jy aan Jesus se kant is? Want hy het jou deel van sy span gemaak, en jy het ons spanne gekies hier, want jy het 2 ouens om kies, en dan, ek weet nie wie van julle was altyd laaste gekies nie. Jy is eintlik gekies nie, jy het net oorgebly. Okay. Skus, ons het 'n goeie kursus vir jou wat dit beleef het, vrymakende waarhede kom doen het, ons deel met daai verwerping. Waar het ek nou 'n knoppie gedruk? Okay. Jy het nie net vir hom oorgebly nie. Hy het jou by die naam geroep. Jy is syne. Hy het jy nie net geroep nie, hy het duur betaal vir jou. Hy is duur gekoop deur sy bloed. Dis wie jy is, dis in wie se span jy is. Romeine 8:31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Ek en jy kan oor baie dinge praat, ons kan oor die wêreld praat, ons kan oor die Withuis praat, ons kan oor al hierdie goeters praat. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Weet jy dat God vir Suid-Afrika is? Geen regering sal staan en 'n hindernis wees teen die plan van God oor ons land Suid-Afrika nie. Dis tyd dat die kerk weer opstaan met waagmoed en begin bid
vir die owerhede in waagmoed. Ek dank die Here vir 'n paar manne wat die waagmoed gehad het om hulle monde oop te maak oor die realiteit van die situasie. Maar dit help nie ons kinders net daaroor, ons praat dan net daaroor nie. Ons moet uit ons gemaksone uitkom en begin bid vir die herlewing wat gaan uitbars oor Suid-Afrika. En die kerk speel 'n fenominale rol, want die herlewing in Suid-Afrika gaan die wêreld raak. En ek en jy is deel van daai plan. Jy moet dit weet. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadig geskenk nie? God is aan jou kant, God is vir jou, God het die beste vir jou in stoor, God wil jou kom seën, maar hy wag vir jou om op te staan, om iets te doen, met waagmoed, om weer te glo vir jou genesing, weer te glo vir jou huwelik, weer te glo vir jou kinders, weer te glo vir jou finansies, weer te glo vir jou land, vir jou stad. Volgende woord is, letter is die E. As ek 'n oorwinning wil smaak, moet ek eerstens waagmoed hê, moet ek weet wie aan my kant is daai wete, daai wie, en dan eerlik. Eerlikheid oor wie jy is, waar jy is. Jonathan was nie, soos Engelsman sê, in denial nie. Hy was nie 'n ontkenning. Hy was realisties. Sê ek weet ons is min. Maar ek weet een ding. God kan met min baie vermag. Dis wat ek weet. Ek is eerlik. Bly my afhanklikheid. As God hulle nie in ons hand gee nie, gaan ons nie opklim nie. Ons vra die Here vir 'n teken. Want ek wil nie gaan as God nie vir my die teken gee nie, go-ahead gee nie. As hulle vir ons sê bly daar staan, dan weet ek God is nie met ons nie. Dan gaan ek nie gaan nie, dan klim ek nie op nie. Maar as hulle vir my sê kom hiernatoe, dan weet ek Here, U is met my. Hy wil hy se afhanklikheid, wees reël. Wees reël oor jou eie beperkings. As jy wil wen, moet jy eerlik wees. Sê Here, ek weet hier, ek is tot in staat om met hierdie, maar hierdie is buite my vermoë, hierdie is buite wie ek is, Here. Ek kan nie hierdie op my eie doen nie, ek kan hierdie self doen nie, ek is afhanklik, U moet saam met my gaan. Hierdie oorwinning kan ek nie self behaal nie. Dis belangrik om daai eerlikheid te hê, manne. Ons wil mos alles op ons eie doen. Ons moet hierdie selfpoging, ons wil alles regmaak en alles self doen. En soms moet ons net eerlik wees. Sê ek het my einde bereik hierdie. Ek het die einde van my vermoë bereik hier, want jy sien, baie keer begin God by ons einde. Maar ek moet eers op my plek kom, omdat ek erken en eerlik is, hierdie is my einde, ek is afhanklik, en dan het ek nodig om in eenheid te funksioneer. Enige oorwinning vloei vanuit eenheid. Samewerking. Ons is een span, dis hoekom jy deel van 'n kerk is, dis hoekom jy deel van 'n gemeente is, want saam gaan ons wen. En ek en jy is hier saam in 'n span waar Jesus die kaptein van die span is. En die kaptein het klaar die oorwinning behaal. Eenheid, oorwinning kos samewerking. Jonathan het seker gemaak dat God met hom is. Hy gaan nie dit alleen aanpak nie. Hy gaan saam met God werk en God gaan saam met hom werk. Jy sien, God werk saam met mense wat iets doen. God werk saam met mense wat waagmoed het. God werk saam met mense wat geloof het, want geloof behaag God. En God begin optree vir mense wat waag buite hulle gemaksones, wat nie meer net lewe soos ek maar altyd geleef het, want as jy dieselfde ding oor en oor doen, kan jy nie anders resultate verwag nie. Begin dit anders te doen, begin anders te dink, begin anders te reageer. So ek moet eers eerlik wees, dan moet ek in eenheid kom, en wanneer ek in eenheid is, moet ek weet, ek moet ook kan eer. Want Jonathan weet, God kry die eer vir die oorwinning. God gaan nie vir my oorwinning gee, as ek die eer vir myself vat nie. God gaan nie vir jou oorwinning gee, as jy selfgesentreerd en as jy lewe net om eer by mense te kry, want dit was Saul se hele swakpunt. Hy het selfs sy sondes bely tot sy eie eer. Hy het vir die profeet sê, laat my toe om vir die volk te bely, dat hulle kan sien dat hulle koning ook 'n goeie koning is. Dit het gegaan oor sy eie eer. Maar dit gaan oor, wat is eer? Eer is erkenning. Ek erken, ek kon hier nie op my eie doen nie. Ek erken, ek het God nodig gehad. Ek erken, ek het mense nodig gehad wat God gestuur het my pad langs, om saam met my hierdie stryd te stry, want dis ook nie deel van 'n geloofsgemeenskap is. Ons is hier om mekaar te onderskraag en te ondersteun. Ons is hier om mekaar aan te moedig en te bemoedig met die woord van die Here. Die Bybel sê, as ons by mekaar kom, as jy veronderstel om te kom op 'n Sondagoggend, moet jy aankom met 'n woord van bemoediging, opbou en stigting. Dis wat die woord sê. Kom met 'n profetiese woord.
Want ek eer my broeder en my suster, ek wil hulle bedien. Ek wil nie net kerk toe kom en wat is in dit vir my en wat kan ek kry nie. Dis 'n selfsugtige benadering. Jy gaan nie wen as jy selfsugtig is nie. Jy wen om te sê ek is deel van 'n span en ek eer die broederskap, die susters en die broers wat om my is. En ek gee erkenning vir mense wat die pad saam met my gestap het. Ek gee erkenning vir die wat betrokke is in die span wat ons die oorwinning behaal het. 1 Samuel 14 vers 23 en die Here het Israel op die dag verlos. Nie Jonathan nie. Die Here. Hy het geweet dat die eer kom God toe. Psalm 3 vers 8. Good News Bible sê victory comes from the Lord. Nou die laaste letter is die N. Nederigheid. En dit gaan natuurlik saam met die eer. Wat is nederigheid? Moenie verwag om te wen as jy nie nederig optree nie. Nederigheid is die vermoë om jammer te sê. Nederigheid is die vermoë om hulp te vra. Nederigheid is die vermoë om dankie te sê. Erkenning. En dan natuurlik is nederigheid die vermoë om ander te eer. Nie net jouself nie. Jy sien, wanneer ons oorwinning smaak, gaan dit oor die eer. Wanneer ons oorwinning smaak, gaan dit nie net oor myself nie. As ek en jy wil wen net vir onsself, moet ons nie verwag dat God die stryd vir ons gaan stry nie. Want die geveg is syne, die oorwinning is ook syne. Die eer kom hom toe. Jy is net 'n instrument in die hand van die Here in die oorwinning wat behaal is. Ek en jy is net instrumente want ons is maar net mense. Ons kan dit nie doen nie. Jonathan sou dit nie kon doen as God hom nie die oorwinning gegee het nie. Hy het geweet en hy het dit erken. Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid met die een die ander en hoër ag as homself. Hier is die ding van Jonathan. Hy wou nie gewen het vir homself nie. Hy wou gehad dat die volk moet wen. Dis hoekom hy dit gedoen het. En die volk het gewen. Jonathan sy oorwinning was die volksoorwinning. Dawid se oorwinning was die volksoorwinning. Een man wat bereid is om op te staan, een vrou wat bereid is om op te staan, kan soveel mense se oorwinnings bewerkstellig. Weet jy dat as jy in waag moet opstaan en net iets doen rondom die omstandighede, kan jy dalk jou vrou, jou familie, jou kinders se oorwinning wees. Kan jy dalk jou gemeenskap se oorwinning wees. Spreuke 22 vers 4 in die Nuwe Lewende Vertaling, iemand wat nederig is en respek het vir die Here, kry rykdom, eer en lewe. Ons moet altyd in nederigheid. Jy sien, ons kan baie maklik in geloof arrogant raak as ons oorwinning smaak. Geestelike hoogmoed is 'n gevaarlike ding. Jy sien, hoogmoed kan nie seëvier as jy bereid is om ander te eer nie. Hoogmoed kan nie vas aan jou lewe hê as jy eie ek gesterf het nie. So is die resep. As jy wil wen, moet jy bereid wees om te waag. Jy moet weet wie aan jou kant is. Jy moet eerlik wees, in eenheid met ander funksioneer en eer gee wanneer dit nodig is en erkenning. Om te wen moet jy nederig genoeg wees om dan hulp te vra, jammer te sê waar jy moes, dankie te sê waar iemand jou gehelp het en die vermoë om ander te eer. Dis 'n wenresep. Hoe pas ek hierdie resep toe? En ek sluit af vanoggend om net saam te vat wat Jesus ons kom leer, wat sy disippels kom leer. Lukas 9 vers 23. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, so wat nooi Jesus ons? Sy vry uitnodiging kom wees deel van my span. Hy nooi ons tot sy span. As jy agter my aan wil kom, want ons weet as ons agter Jesus aankom, dan is ons aan sy kant, wat gaan gebeur? Gaan ons gaan wen. Maar hier is die voorwaarde. As iemand agter my aan wil kom, moet hy. Dis nie 'n opsie nie, dis nie 'n voorstel nie. Dis nie onderhandelbaar nie. Moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog
as hy die hele wêreld win, maar homself verloor en skade aandoen. Amplified vertaling sê vir vers 25, hy sê, For what does it profit a man if he gains the whole world? Wealth, fame, success, and loses or forfeits himself. Ek sit so 'n week terug met 'n besigheidsman in gesprek, en hy sê vir my, nou dan weet jy, ek het tot bekering gekom. Tog wel, die ou dien die Here, wat bedoel jy? Hy sê, ek het selfsugtig besigheid gedryf. Ek wil suksesvol wees in besigheid, en sukses in besigheid hang af van hoeveel wins jy maak. Hy sê, ek het sukses bereik, maar ek het besef, daai sukses het net my bevoordeel. En hy sit hier in 'n diens, en die Here praat met hom, en hy sê vir hom, weet jy, dat besigheid 'n roeping is? Weet jy dat besigheid 'n gawe is, waarmee ek jou toegerus het, om my koninkryk te befonds, nie jouself nie. En hy repent, hy sê, ek moet bely, en die Here het my kom uitdaag, want ek het selfsugtige ambisies gehad. En hy sê, ek kom onderwerp my besigheidsvernuf aan die koninkryk van Jesus Christus. En ek bely dat dit het oor my en my eie sukses gegaan. En ek sê, wow, dit vat 'n man op 'n perd om dit te erken. Jy sien, God het vir my en vir jou verskillende vermoë en gawes gegee. Nie almal is besigheidsmense nie. Nie almal hoef besigheidsmense te wees nie. Maar jy het 'n spesifieke gawe, jy het 'n spesifieke vermoë. En die woord leer ons, soek allereers die koninkryk van God. En wat gebeur? Die bekommernisse verdwyn. In eenvoudige taal. En dit kos 'n prys. Kos dat daai man homself moes verloon, sy ambisies moes neerlê, sy suksesse moes prysgee, sodat die koninkryk van Jesus kan uitbrei. En ek sien uit hoe die Here sy besigheid gaan laat floreer. Ek sien uit hoe hy opstaan en meer as net besigheid doen en geld maak, want sy hart is die koninkryk van Jesus. Ek sien uit hoe besigheidsmanne en vroue opstaan, en nie net besigheidsmanne en vroue nie, ek sien uit hoe mense opstaan en hulle talente en gawes tot die eer van die Here, hulle self verloon en sê, Here, dis nie meer oor myself nie, want jy sien, Paulus skryf, ek leef nie meer nie. Wil jy dinamies wees? Laat Christus in jou en deur jou leef. Mag die Here ons help. Dis 'n daaglikse stryd. Jesus sê dit. Elke dag. Elke dag. It's not about me. It's not about me. Here, hierdie besigheid, is nie myne nie. Hierdie kinders, is u se, Here. It's all about you. Ek maak hulle vir u groot. Nie vir myself nie. Dis hartseer dat ek sien dat sommige kere beleef ons dat ouers wil graag hulle kinders moet bereik wat hulle nooit bereik het nie. Vir hulle eie eer, die ouers se eer. En dan sit hulle soveel druk op die kinders. Wanneer is die Here se kinders? Vertrou die Here met die pad wat hy stap met jou kinders. Lê hulle neer by sy voete en vertrou hom. Jou huwelik is God se vrou wat aan jou toe vertrou het. Dit is God se man wat hy geskaap het. Sy seun wat aan jou toe vertrou. En dalk net mis ons soms die punt in die oorwinnings wat ons moet behaal, veral in ons verhoudings. Gee ons mekaar genoeg eer. Wanneer laas het jy vir haar dankie gesê? Wanneer laas het jy vir hom dankie gesê, mevrou? Wanneer laas, Paulus leer ons om mekaar te eer. Want jy sien, wanneer ons bereid is om mekaar te eer, gaan ons oorwinning smaak. Gaan ons in eenheid funksioneer. En ek weet nie van jou nie, maar ek sien uit na deurbrake. Maar dit kos 'n prys. Weet jy wat kos dit? Die moeilikste prys om te betaal. Die eie ek. So ek weet nie volgende van jou nie, maar ek wil die Heilige Gees vertrou om my daagliks te help. Want as ek hierdie stryd self gaan aanpak, en as jy môreoggend opstaan en sê, eie ek, en dan voor daai spieël gaan aanpak, gaan jy verloor. Dit beloof ek jou. Maar die Heilige Gees kom help ons. God is met jou, God is vir jou om daai vleesmens te kruisig. Galasiërs 5, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede
gekruisig. Ek dink is vers 24 daar rond. Die wat aan Christus behoort, want ek leef nie meer nie. En as jy vanoggend in hierdie plek is en sê, Here, ek wil daar kom. Ek wil hierdie dinamika beleef. Ek wil hierdie lewe van oorvloed beleef. Ek wil hierdie lewe van vryheid beleef. Ek wil hierdie lewe van oorwinning smaak. Ek wil daai plek instap waar ek nie meer leef nie, maar Christus in my en deur my leef. Ek dink dit sal die mooiste sinsnede op 'n grafsteen wees. Hier lê so en so, my het nie geleef nie, maar Christus het deur hom geleef. Wie wil vanoggend saam met my staan en sê, Here, ek wil sterf vir myself. Help my. Die wêreld het Jesus nodig. Nou minder daar van my is, hoe meer is daar van Jesus. Groter impak gaan ons maak. Jy staan saam met my, weet jy wat jy vra vanoggend? Jy vra vir selfdood. Om te wen moet jy eers verloor. Dis hoe die resep by mekaar kom. Jy moet jouself verloor. It's not about me. It's about the one in me. Ek leef nie meer nie. Kom ons sluit ons oë. Vader, hierdie evangelie van Jesus Christus is nie 'n feesverhaal wat ons net wil laat goed voel nie. Hier is 'n verhaal wat kom met uitdagings. Here Jesus, ons wil weet dat ons aan U kant is. En ons wil U volg met alles wat ons is. Here, as weet is baie makliker gesê as gedoen. Dankie dat ons nie op ons eie vermoë of staat te maak nie. Dankie dat hierdie daaglikse stryd wat ons moet voer tussen die vlees en die gees, 'n stryd is wat ons nie ons eie krag hoef staat te maak nie. Maar die Heilige Gees met ons is, sodat ons 'n getuie kan wees, Here, dat ons lewe daai getuie kan wees, 'n lewe wat oorwinnings behaal het, Here, oor die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede. En vanoggend staan die mense voor U, Here, en elkeen van ons staan voor U en sê, Vader, ons wil U behaag. Ons wil die waagmoed hê van Jonathan om te sê ons staan uit hierdie gat waarin ons weggekruip het, Here, en ons staan op vir U naam, ons staan op vir U koninkryk, ons staan op vir U heerlikheid. Hierdie wêreld moet weet wie Jesus is. Hierdie land moet weet wie Jesus is. En dit kos 'n man en 'n vrou wat opstaan en sê, ek gaan nie stil bly oor die goedheid van my Here nie. Ek staan nie stil bly oor wie my God is nie. Ek sal nie stil bly oor die goeie nuus van Jesus Christus nie. Ek gaan nie my lot aanvaar nie. Here, vanoggend staan hier mense wat sê, Vader, help ons om te sterf in onsself, Here Jesus, want ons wil U volg. Maar U sê, ons moet onsself verloon. Ons kruis opneem. Daagliks, Here. Mag U ons help. Mag hierdie oorwinning vir ons maklik wees deur die vermoë van die Gees wat in ons leef. Mag Christus sy volle gestalte in ons vind, Here, sodat ons daardie vrug van die Gees kan uitleef wat Jesus vir ons as voorbeeld gestel het. Mag mense wat met ons te doen het, Jesus leer ken. Nie net deur ons woorde nie, maar deur wie ons is. Mag ons op daai plek kom wat Paulus hierdie verklaring maak, ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in ons. Dankie Heilige Gees. Ons eer U. Ons erken U vir die oorwinning, die hulp en die krag wat U ons mee toerus. Dankie vir mense wat opstaan in hulle vermoë en hulle talente en hulle gawes, wat hulle gaan aanwend tot uitbreiding van U koninkryk. Dankie vir ons as gemeente, Here, wat nie geplant is net vir onsself nie, maar om 'n impak te maak in 'n gemeenskap, in 'n land en in die wêreld. Here, ons bely ons selfsugtige ambisies. Ons lê dit by U voete neer. En mag U drome in ons opstaan. Mag ons weer geestelike mense wees wat wandel deur die Gees. Help ons om die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede elke dag te kruisig, sodat ons U kan eer in Jesus naam. Amen. Amen.